hierdie liedjie wat sê, I speak Jesus. Here, vanoggend wil ons dit kom proklameer. Here, vanoggend wil ons die naam van Jesus kom aanroep. Oor alles in ons lewens, die groot goed, die klein goed, die goed wat belangrik is, die goed wat minder belangrik is, oor besluite wat ons onseker is van, besluite waaroor ons glad nie seker is nie, besluite waaroor ons wel seker is. Here, ons wil vanoggend die naam van Jesus kom aanroep. Oor elke faset in ons lewens, Here, want in die naam van Jesus Christus is daar krag. Daar is krag, wonderbare krag, in die naam van Jesus Christus. Here, vanoggend wil ons op niks anders kom fokus nie. Ons wil vanoggend op daardie naam kom fokus. Die naam bo elke naam. Die naam van Jesus Christus. Here, die naam wat bande breek. Die naam wat kettinge breek. Die naam wat bindings breek. Here, die naam wat vry maak, die naam wat wonderwerke verrig. Ons wil vanoggend Jesus kom spreek. Oor elke faset, oor alles. Want Here, in die naam van Jesus Christus kan niks staande bly nie. Here, wie is daar vanoggend soos U? Here, vanoggend is ons gebed. Here, kom staan by elkeen van ons individueel stil, soos net U kan. Here, kom hoor ons harte. Kom hoor ons woorde, maar kom hoor ook ons harte. Here, ons weet, U ken ons deur en deur. Daar is niemand wat ons ken, soos U ons ken nie. Here, van ons hoofde is elke haar getel. Elke haar is getel op ons hoof. Here, dit is so goed U ons ken, ons kan niks wegsteek nie. Here, vanoggend wil ons ook niks wegsteek nie. Here, ons wil net alles voor die voete kom neerlê. Want Here, as ons oorgee, dan gebeur dinge. Wanneer ons op daardie plek kom, wat ons vermoëns en ons planne opraak, dis daar wanneer wonderwerke gebeur. En Here, vanoggend wil ons net leeg voor U kom sit, en kom sê, Here, kom maak my vol. Ons wil net kom leeg maak, wanneer ons voor U kom sit, dat ons leeg sal wees. En dan wil ons kom bid en vra, Here, kom maak ons vanoggend vol. Vol van U, vol van strome van lewende water, en vol van die brood van die lewe. Here, dis wat ons vanoggend wil hê, en dis waarna ons vanoggend verlang, is net meer van U. Ag Here, ons bid vanoggend in U naam, en U naam alleen, en ons dank U daarvoor. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. So, ons het verlede week het ons 'n bietjie gesels oor Dawid, klein Dawid en 'n groot Goliat. En ons het verlede week 'n bietjie gesels oor praat met jou probleem, praat met jou reus, in gesprek met jou reus. Ons spandeer soveel tyd daaraan om te kerm en te kla en met mense te praat oor ons probleme en ons probleme in gebed voor die Here te gaan. Ag, ons kan ons klaagliedere sing, kan ons nie. Ons is lief daarvoor om klaagliedere te sing oor ons probleme en ons is lief daarvoor om oor ons probleme te praat met ander mense. En daarmee sê ons nie dat jy dit nie mag doen nie. Maar ons het verlede week het ons gesels oor wat as ons 'n bietjie die narratief verander. Wat as ons ophou om vir die wêreld te vertel hoe groot ons probleem is? Wat as ons ophou om vir God te vertel hoe groot ons probleem is en vir ons probleem vertel hoe groot ons God is? Wat as ons minder begin fokus op die grootheid en die onmoontlikheid van ons probleem en die grootheid en die moontlikheid en die almagtigheid van God? Wat as ons daardie fokus net so 'n bietjie begin draai? En ons het verlede week baie gesels daaroor en op een van die dag het ons afgesluit met die volgende. Ek het vir jou gevra, wanneer laas het jy met jou probleem gepraat? Wanneer laas het jy voor jou probleem gestaan en gesê, wie wat, jy kom na my toe met 1, 2 en 3, maar ek kom vandag na jou toe in die naam van Jesus Christus. Ons het nou vanoggend het ons gesing, I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety, I want to speak the name of Jesus. Over every addiction and depression or whatever the case might be. Ons spreek Jesus. Ons het vanoggend gesing, I speak Jesus.
En vanoggend sluit ons hierby aan. Vanoggend sluit aan by verlede week se boodskap, waar ek verlede week vir jou gesê het, wanneer laas het jy met die probleem gepraat? Wanneer laas het jy voor jou probleem gestaan gesê, weet wat, ek gee nie om hoe groot jy is nie. Ek kom nie vanoggend na jou toe met 'n maatband nie. Ek kom vanoggend na jou toe, in die naam van Jesus Christus. Dawid het nie na Goliat toe gegaan met 'n maatband en eers sy probleem gemeet en besluit of dit die moeite werd is om 'n slingervel en 'n klippie saam te vat nie. Hy het na Goliat toe gegaan, gevul met die Heilige Gees en gevul met die woord van God. Hy het na Goliat toe gegaan, nie nadat hy geweet het hoe groot Goliat is nie, hy het na Goliat toe gegaan met die weet hoe groot sy God is. En volgende wil ek vir jou die ding vra, staan jy voor jou probleem? Wanneer jy voor jou probleem staan, is jy bewus van die grootheid van jou probleem, of is jy bewus van die grootheid van jou God? Want dit maak saak. Dit tel. Trouwens het ons verlede week ook gesê, Dawid het nie rarig 'n idee gehad, hoe groot of hoe sterk Goliat is nie. Ek dink nie rarig hierdie oukie het rarig geweet waarvoor hy homself inlaat nie. Ek dink nie hy het rarig die omvang van hierdie probleem, ek dink nie rarig hy het geweet nie. Hy het nie rarig geweet, ek meen, hy het nie rarig veel moeite gedoen om uit te vind, hoorie, wie is hierdie ou, waar kom hy vandaan, hoe het hy groot geword, hoeveel slagoffers het hy nou al, hoeveel weermagte het hy nou al, Dawid het dit nie geweet nie. Wat hy wel geweet het, is hy het geweet hoe groot is sy God. En daarin het sy oorwinning gelê. Want jy sien die ding is, as Dawid geweet het, Goliat se ins en outs, as Dawid geweet het, 1, 2 en 3 van Goliat, dan was dit dalk 'n ander storie. Dan was sy fokus meer op Goliat se krag en Goliat se grootheid as op die Here se grootheid en die Here se almag. Partykeer is dit 'n goeie ding om nie regtig te weet hoe groot jou probleem werklik is nie. En eerder te weet hoe groot jou God is. En daarin lê ons oorwinning. Vanoggend sluit ons aan by die verlede week se boodskap. Vanoggend is 'n bietjie van 'n B-gedeelte. En vanoggend vat ek jou daar na Handelinge 16 vanaf vers 16. En ek wil graag hê jy blaai saam met my Handelinge 16 vanaf vers 16. Ek lees hier die 33-53 vertaling. Sê vir my amen as jy daar is. Waar is julle Bybels? Bring julle Bybels saam. Nooit alles glo wat van 'n kant af kom nie. So maak altyd seker jy kyk dit vir jouself uit. Sê vir my amen as jy Handelinge het. Handelinge is die Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 5de boek in die Nuwe Testament. Groot Johannes, ons praat van Groot Johannes en Klein Johannes. Groot Johannes is een van die evangelie, of Johannes Handelinge. Handelinge is net na Groot Johannes. So jy kry Johannes en dan kry jy Handelinge. Soos net na die 4de evangelie. Daar is volgens te veel goed wat hierbo aangaan. Goed, sê vir my amen as jy mee, het almal Handelinge gevind? Het julle Bybels Handelinge in? Weet julle waar is Handelinge? Handelinge is in die tweede deel van die Bybel. Sê vir my amen as jy mee. Het julle hom? Handelinge 16 vanaf vers 16. Kom ons gee so 2 sekondes. Handelinge 16 vanaf vers 16. Good. Sê vir my amen as jy mee. Het almal hom? Good, dis hy, hier gaan ons. Handelinge 16 vanaf vers 16. En hierso sê hy, en terwyl ons op pad was na die pitplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. So het Paulus en ons gevolg en geskree, wat gaan volgende met my aan? Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste. En hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. So hierdie vrou was besig met waarsêery. Julle weet waarsêery is hierdie fortuinverteller, vertel vir jou lyk jou toekoms 1, 2 en 3. So hierdie vrou loop al agter hulle aan en sy skree nou hierdie goed en hoor gou en hier sê vers 18. En dit het sy baie lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan, dis die gees uitgegaan, vers 19. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerhede gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is.
En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. Vers 22, en die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. Vers 23. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. En hier begin die sports. Hier kom die sports nou in, vers 24. En hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister, vers 26. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring. In die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê: "Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier." Vers 29. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Vers 31. Toe sê hulle: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle sondes en hulle wonde gewas. En hy is onmiddellik gedoop en al sy mense net tot sover. Nou, hierdie is 'n baie interessante storie. En ek dink nie daar is 'n beter teksvers om vir ons te verduidelik die mag wat daar is in lofprysing, aanbidding en wat die mag wat daar is in waar ons fokus lê nie. En jy sien die ding is, hier is Paulus en Silas en hier loop hulle doen rarig net die werk van die Here. En dit is net na die uitstorting van die Heilige Gees en hier is hierdie ouens die wêreld in om evangelie te gaan verkondig en hulle doen niks verkeerd nie. Inteendeel, dit wat hulle doen is so eerbaar. Daar is niks fout daarmee nie. En hier is hulle die wêreld in om die evangelie te gaan verkondig en niemand weet van waar af kom dit nie. En hierdie vrou pikkel al agterna en sy skree en sy het hierdie waarskynlike gees in haar. En daai tyd was dit fyn geweest, want dit was 'n baie algemene ding geweest. So hierdie vrou is al agterna en Paulus en Silas, weet hulle begin nader op 'n punt kom waar hulle half geïrriteerd raak. Want ek meen, sy hou nou net aan en iewers op 'n kol. Iewers op 'n kol raak 'n ding vrou net te veel. Iewers op 'n kol raak 'n aanhoudende ding 'n irritasie en dan flip jy. En dit is so met hierdie vrou. Sy is al agterna en sy skree. Nou hierdie is 'n slavin gewees. So met ander woorde, sy het 'n huisgesin wat haar besit. So dis hoekom hulle praat van haar eienaars. Nou die eienaars van hierdie vrou het nou geld gemaak uit haar uit. So dis nou hierdie storie van ag en vandag is dit mos maar eintlik baie dieselfde. Kom, betaal 'n geldjie en ek vertel vir jou hoe lyk jou toekoms. Kom, betaal vir my X bedrag en ek kyk in my kristalbal en ek vertel vir jou hoe lyk jou hele fortuin vorentoe. Kom, betaal vir my 5, 6, 700 na 1000, 2, 3, 4000 rand en ek vertel vir jou wat gebeur môre met jou. En dit is nou op die einde van die dag dieselfde, want ek weet daar is plekke wat hierdie baie algemeen is, dit gebeur vandag nog. Maar hierdie goed is van die bose, dit is nie van die Here nie, hierdie goed is demonies van aard, soos jy so iets steek om hardloop ver, hardloop vinnig. So is hierdie vrou al agterna, en sy skree, en op 'n stadium vlieg Paulus om, en hy sê vir jou, in die naam van Jesus Christus sê ek nou vir jou, gaan uit. En net daar, is hierdie gees weg, want daar is krag in die naam van Jesus Christus. Geen bose mag staan in die naam van Jesus Christus nie. Onder die naam van Christus kan geen bose mag staan nie. So Paulus bestraf hierdie ding in die naam van Jesus Christus en hierdie ding gaan uit hierdie vrou uit en net daar is hierdie vroumense eienaars se ekstra inkomste daarmee heen. Hulle fortuin is ook nou sommer net daarmee heen. Sommige saam met hierdie gogga is hulle fortuin ook sommer nou daarmee heen. En hierdie mense is kwaad en hulle gemaak 'n saak en vanselfsprekend Paulus en Silas is Jode en hulle is Romeine en hierdie Romeine het nou groot probleem hiermee, so onskuldig.
land hierdie, maar daar word nie gesê hierdie vrou het hulle getuister nie. Ek meen, dit obviously is dit ons nêrens ter sprake nie. En so land hierdie ouens in die tronk. Paulus en Silas land in die tronk, dood onskuldig, en nie eers op enige plek in die tronk nie. Daar word bevel gegee, hierdie ouens moet bewaar word. Hoekom? Want hulle was 'n bedreiging. Hoekom was hulle bedreiging? Want hulle het geweet, daar's krag. Daar is krag. Hulle was 'n bedreiging. Hulle was 'n bedreiging. Hoor gou mooi, vir die bose is 'n geesvervulde kind van God 'n bedreiging. Hoor mooi, vir die bose is 'n geesvervulde kind van God altyd 'n bedreiging. As jy nie 'n bedreiging is vir die bose nie, dan doen jy dit nie reg nie. So word hulle in die diepste, donkerste plek van hierdie gevangenis gewerp. Die diepste, ek meen, hierdie ouens is nie eers gewelddadig nie. Ek meen, kom aan. Come on. Hulle raak regtig eintlik nie eers aan enigiemand nie. En so word hulle daar in die diepste, donkerste, koudste, natste plek van die tronk gewerp. En daai tronk het nie gelyk soos ons in vandag nie. En hulle is geboei van kop tot tone. En iewers hier middernag begin hulle bid. En hulle begin loof, en hulle begin prys, en hulle begin aanbid, en hulle begin die naam van Jesus Christus groot maak. In die middel van die nag, I kid you not. In die middel van die nag. Ek meen, jy sou nou dink, hulle sit daar en hulle sit en moup. Ek meen, ek dink nie as enigeen van, ek dink nie as ek of jy onskuldig in 'n tronk land, gaan ons nog regtig die moed hê om te loof en te prys en te aanbid nie. Jy gaan daar sit en jy gaan jou wonde lek. Jy gaan daar so sit en jouself bejammer. Jy gaan daar sit en baie vinnig wonder wat 'n prokureur moet jy nou bel. Jy gaan daar sit en almal probeer oortuig dat jy regtig onskuldig is. Jy gaan baie dik bek daar sit. Maar nie Paulus en Silas nie. Hulle sit in daai diep, donker, nat plek van die tronk en hulle loof en hulle prys en hulle aanbid. Nou as dit nie 'n plek is, as dit nie 'n voorbeeld is van loof en prys in die omstandighede, is dit nie 'n fantastiese voorbeeld is van hoe ons moet wees in donker omstandighede, en weet ek nie wat is nie. Want donkerder en erger as dit kry jy nie sommer. Dit behoort vir my en vir jou 'n voorbeeld te wees, want ten spyte waar jy is, ten spyte waar jy gaan loof en prys en aanbid nog steeds. En daar sit hulle loof en hulle prys en aanbid, en hulle gaan mal. Soveel so dat almal begin wonder, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? En net daar kom hulle deurbraak. Net daar breek die kettinge. En net daar gaan die tronkdeure oop. Niemand vat aan 'n tronkdeur nie. Die tronkdeure gaan oop, daar kom 'n aardbewing en hulle is vry. Al die gevangenes is vry. Dit was nie 'n toertjie nie, dit was nie een of ander towertoertjie nie, nee. Dis die krag wat daar is, in lofprysing en aanbidding. Dis die krag wat daar is, dis die krag wat plaasvind, dis die krag wat manifesteer, die oomblik as jy jou fokus van jou probleem na die probleemoplosser draai. Dis die krag wat manifesteer, die oomblik as jou fokus op die regte plek is. Want ek sê nou vir jou, as jou fokus is op die boeie en op die deur en op die tronkdeur en die donker en die omstandighede, as hulle fokus daarop was, het hulle 10 dae gedooi. Hulle sou nooit losgekom het daar nie, hulle sou nooit daar uitgekom het nie. Presies dieselfde met verlede week se boodskap. As Dawid se fokus op Goliat was, dan daai ouetjie net daar gedooi. Daar sou nie eers 'n bloedkol van hom oorgebly het nie. Daar sou nie eers 'n spatseltjie van hom oorgebly het nie. Daar sou nie veel oorgebly het om te begrawe nie. Maar hy het geweet wie sy God is. Sy fokus was op die regte plek. En volgende wil ek met jou gesels oor die krag wat daar is in lofprysing en aanbidding. Die krag wat daar is wanneer jy die naam van Jesus Christus verhef en die naam van Jesus Christus groot maak. Ons het nou gesing, I speak Jesus, en almal het lekker saam gesing en gaan bid. Maar dit is baie maklik om dit op 'n Sondagmôre in die kerk te doen. My vraag aan jou is, wanneer laas het jy dit by jou huis gedoen? Wanneer laas het jy by jou huis geloop en loof en geprys en gaan bid? Dis nie 'n ding wat gereserveer is net vir kerkbyeenkomste nie. Dis 'n ding wat 'n deel van jou lewe moet wees, soos wat gebed en stilte tyd 'n deel is van jou lewe. Lofprysing en aanbidding breek bande. Lofprysing en aanbidding skuif jou fokus van die probleem na die probleemoplosser.
En jy hoor my dit baie sê, maar jy gaan my dit baie hoor sê. Die oomblik as jy loof en prys en aanbid ten midde van die omstandighede, ten midde van die diep, donker, nat, onaangename gat waarin jy jouself bevind. Die oomblik as jy daar kan loof en prys en aanbid, is jou deurbraak baie, baie naby. Dit breek bande. Want as jou fokus op die probleem is, as jou fokus op die omstandighede is, dan is jy gevangenes van die omstandighede. Maar die oomblik, as jou fokus op God is, dan gebeur dinge. Want dan is jy meer as 'n oorwinnaar. Die oomblik as jy dit begin besef, die oomblik as jy besef dat jy meer as 'n oorwinnaar is, dan raak dit maklik om te loof en te prys en te aanbid ten midde van die omstandighede. Maar jy sien, hier is ons fout as mensdom. Ons het 'n slagoffermentaliteit. Het ons nie. Ons as mens het 'n slagoffermentaliteit. Arme ek, sies tog shame. Arme ek, hoe kon hierdie my nou oorgekom het? Arme ek, kry my net jammer, en dan kry jy jouself so jammer. Ons het 'n slagoffermentaliteit. Ons sit in 'n hoekie en sulk. Ons sit in 'n hoekie en kerm en kla oor ons probleme van die môre tot die aand. En ons bejammer onsself en ons recruit mense om ons toe kom bejammer saam met onsself. Rarig. En dan wonder ons hoekom daar nie 'n deurbraak kom nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus. Ons is meer as oorwinnaars, hoor dit vanoggend. Jy's nie 'n slagoffer nie, jy's ook nie 'n wurm nie. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Kruip uit jou slagoffermentaliteit uit, kruip uit jou wurmmentaliteit uit. En verstaan vanoggend, in die eerste plek is jy meer as 'n oorwinnaar. Jy's 'n erfgenaam van God, die Vader. Jy's 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Jy's 'n kind van God. Die skepper van die hemel en die aarde is jou pa. En daar is krag in die naam van Jesus Christus. Nie een van ons is 'n slagoffer nie. Ons is oorwinnaars. Maar weet jy waar lê die oorwinning? Die oorwinning lê daarin die oomblik wanneer ons daai mindshift begin maak. Die oomblik wanneer ons daardie narratief begin verander. En begin besef, ek is nie 'n slagoffer nie. Maak nie saak wat jou oorkom nie. Maak nie saak hoe onredelik dit is nie, en ek weet soms gebeur daar dinge in jou lewe wat nie regverdig is nie. Dit verstaan ek. Dit besef ek. Ek het dit ook al teëgekom. Soms weet ek, is dit ongelukkig in die mensdom so, dat daar dalk mense is wat jou niks gun in die lewe nie, maar dit is fine. Dit maak nie saak nie. God gun jou alles. En dis al wat tel. God gun jou alles, en dis al wat tel. Mense is so vasgevang in hierdie ding van arme ek, dat hulle presies net daar bly. Dat hulle presies net daar bly. Hand aan hand met God, breek die boeye, en gaan die deure oop van jou gevangenis. Maar hier is die geheim. Loof jy en prys jy en aanbid jy sy naam, ten spyte van die diep donker gat waar jy jouself vind, of sit jy in kerm en kla en bejammer jouself? Stap jy met 'n maatband na jou Goliat toe? Staan jy en bewonder jy die slot van jou tronk deur? Of is jou fokus op God? Want dit maak saak. Dit maak al die verskil in die wêreld. Waar jou fokus lê, bepaal of daar vir jou oorwinning gaan wees. Want vir so lank as wat jou fokus gaan wees op die grootheid van jou Goliat, en vir so lank as die fokus gaan wees op die donker plek waar jy jouself bevind, so lank gaan jy 'n gevangenis wees. Ek dink soms ons is 'n gevangenis van ons eie mentaliteit.
Het jy al agtergekom die oomblik, wanneer jy oorgee en sê, Here, ek het nie meer planne nie, ek het nie meer raad nie, daar is niks meer wat ek kan doen nie. Het jy al besef, dis wanneer jy daai punt bereik, ironies genoeg, wanneer jy daai punt bereik, wat die deurbraak kom. Het jy dit al agtergekom? Het jy al agtergekom, dis daar wanneer jy die einde van jou kragte bereik het? Wat jy nou op daai punt gekom het, waar jy nou alles probeer het, alles gedoen het wat jy menslik kon doen, is op wanneer jy op daai punt kom, wat jy sê, weet jy wat, ek het nou alles gedoen, nou gee ek oor aan die Here. Het jy agtergekom? Het jy al besef, dis op daardie punt, wat jou deurbraak lê. Wanneer jy op daardie punt kom, ewe skielik, kom jou deurbraak. En dit is rarig nie toevallig nie. Want jy sien die ding is, vir solank as ons op ons eie kragte staat maak, so lank gaan niks uitwerk nie. Partykeer moet ons net let go and let God. En dan moet ons uit sy pad uit gepad, wat God kan doen, wat net God kan doen. Dan moet ons uit sy pad uit gepad, sodat God kan doen, wat net God kan doen. En as jy het oorgegee het vir God, gee pad, dat God kan doen wat net God kan doen. Moenie dan staan inmeng nie. Moenie dan staan verder karring in 'n ding nie. Paulus en Silas het nie daar gesit en die boeie probeer breek nie. Nee, hulle was so in aanbidding, en so in lofprysing vasgevang, dat hulle naderhand nie eers bewus was van die boeie nie. Nie eers bewus was van die plek waar hulle is nie. Waar hulle was, het op daai stadium oor hulle koppe gevlieg. Maar dit het nie saak gemaak nie. En dit is daar waar hulle oorwinning gelê het. En is dieselfde met Dawid. Hy het nie gegaan en 'n plan opgetrek nie. Die ou het nie eers gegaan met 'n beskermende oorpak nie. Hy het gegaan met 'n slingerval en 'n paar klippietjies. That's it. Hy was nie bewus van wie en wat Goliat is nie. Hy was wel bewus van wie en wat sy God is. En dis al wat tel. En kind van God, vanoggend sê ek vir jou, daarin lê jou oorwinning. Daarin lê jou sukses. Daarin lê jou oorwinning en daarin lê jou sukses. Wanneer jy ten spyte van jou omstandighede jou fokus op God hou, ten spyte van jou omstandighede nie die moeite doen om jou probleem te gaan meet met 'n maatband en te gaan opsom en te what have you nie. Jou oorwinning lê daarin, dat jy glad nie 'n klou het hoe groot jou probleem werklik is nie, want jou fokus is so op God gerig, dat dit alles wat saak maak. Daarin lê jou oorwinning. Maar jy weet, ons mens, ons se probleem vandag is die volgende. Ons lewe in 'n baie analitiese era. Ons lewe in 'n baie logistieke era. 'n Era waarin ons alles in diepte wil ontleed en wil meet en wil wonder en wil beplan. En in 'n sekere mate is dit seker goed. In 'n sekere mate is dit seker alright. Ek meen, ek self was 'n analitiese logistieke mens, vir my werk alles maar, ek moet 'n ding mooi verstaan. Maar daar is sekere goed, die dinge van die Here werk nie so nie. Die dinge van die Here werk nie so nie. Die dinge van die Here werk nie met 'n maatband nie. Die dinge van die Here werk nie met meet en inligting en as die Here gesê het, daai rooi see gaan oopvlek, dan vlek hy oop. Daar's geen wetenskap daaromtrent nie. Niemand het 'n maatband of 'n ding nodig om niemand het wetenskap rondom dit te verstaan nie. Want daar bestaan nie wetenskap wat dit gaan verduidelik nie. As die Here gesê het bande breek, dan breek daai bande, maak nie saak waarvan dit in mekaar gesit is nie. As die Here sê daai slot spring oop, dan spring daai slot oop, maak nie saak hoe SABS hom goedgekeur het nie. Daar is sekere dinge wat ek en jy as mens nie logistiek, analities en logies kan uitredeneer mee nie. Want as ons logies vat, moes die storie met Paulus en Silas in die tronk nie gebeur het nie, logies.
Natuurlik, die wet van natuur sê so iets gebeur nie. Die wet van natuur sê so light, die verslaan nie 'n reus nie. Veral nie met 'n slingervel en 'n klippie nie. Die wet van natuur sê sulke goed gebeur nie. As jy daai logistiek en natuurlik probeer uitredeneer, dan maak die sommetjie nie sin nie. Maar daar is nie sommetjies wat die goed van die Here verduidelik nie. So, verstaan gou een ding vandag baie mooi. Maak nie saak hoe onmoontlik jy jou probleem uitgefigure het en opgesom het en what have you nie. Maak nie saak hoe jy jou probleem gemeet het en wat jou maatband en jou logika en jou natuur en jou wetenskap of wiskunde of wat ook al dit is wat jy gebruik het. Maak nie saak hoe onmoontlik dit jou benadering en jou berekening sê dit is nie. By God is dit irrelevant. Al wat saak maak is waar lê jou fokus. Hou op om die dinge van die Here met die dinge van die mens te probeer uitfigure. Dit werk nie so nie. Moenie jou probleem meet nie. Moenie jou probleem ontleed en analiseer en wat ook al nie. Moenie. Loof en prys die Here. Hy sal dit uitsort. Moenie daai sommetjie jou kop seer maak nie. Gee dit vir God. Loof en prys en aanbid. Ten midde van die omstandighede. Asof daar nie omstandighede is nie. Loof en prys en aanbid, asof daar nie bande is nie. Loof en prys en aanbid die Here ten midde van jou diep donker gat, asof daai diep donker gat nie bestaan nie. En so draai jy jou rug op die dinge van die vyand, op die aanvalle van die vyand, en jy draai jou fokus op God en daarin lê jou oorwinning. Wanneer jy dit doen, dan skuif daai narratief van arme ek, nou hoe groot is my God? Ons sing, hoe groot is my God? Ons het gesing, die weelde van die Heer. Hoe groot is my God? En dis great, regtig dit is. Maar lewe ons dit? Dis die ding. Ons sing dit lekker. Ons sing dit lekker. Maar lewe ons dit net so lekker? Hoe groot is my God? Skuif jou fokus van die probleem na die probleemoplosser. Loof en prys en aanbid hom. Spreek die naam van Jesus Christus. Want daarin breek bande. Daarin spring boeie los. Daarin gebeur dinge. So vanoggend wil ek vir jou die ding vra. Jy weet wat op die oomblik in jou lewe aan die gang is. En elkeen wat hier so sit, veg 'n stryd waarvan die ander niks weet nie. Hoe groot, hoe klein, ongeag. Elkeen wat hier so sit, het 'n uitdaging waarvan die res van ons geen idee het nie. Maar God verstaan dit vanoggend. Wat ook al jou uitdaging is, wat ook al jou stres, wat ook al jou tronk is, wat ook al jou boei is, wat ook al jou diep donker gaan, whatever the case might be is, wat ook al dit is. Die res van ons weet dalk niks daarvan nie. Maar dis fyn. Ons hoef nie te weet daarvan nie. Ons kan dit in elk geval nie vir jou verander nie. Maar God weet daarvan. En dis al wat tel. Hier wil ek vanoggend vir jou 'n ding vra. Is jou fokus vanoggend op jou diep donker gat? Is jou fokus vanoggend op jou tronk, op die boeie, op jou reus, of is jou fokus vanoggend op jou lewende God? Het jy vanoggend 'n oorwinnaarsmentaliteit, of het jy vanoggend 'n wurm of 'n slagoffermentaliteit? Want dit maak saak. Dit maak saak. Wat is jou mentaliteit vanoggend? Bejammer jy jouself vanoggend of loof en prys jy God vir wie hy is? Klim uit jou slagoffermentaliteit en klim in jou oorwinnaarsmentaliteit in.
Want jy is 'n koningskind, jy weet. Jou pa is die koning van die heelal, jy weet. Jy is 'n kind van God, jy is 'n erfgenaam van God. Jy is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. En jy is meer as oorwinnaar deur Christus Jesus. Maar hier is die kruks van die saak. Hier is die kankel in die kabel. Glo jy dit vanoggend? Want ek kan vir jou al hierdie dinge vertel. Maar as jy dit nie vanoggend glo nie, en as jy dit nie vanoggend leef nie, gaan jy bly waar jy is. En niks gaan verander nie. Jou oorwinning lê in daai kopskuif. Jou oorwinning lê in geloof in die woord van God. Jou oorwinning lê daarin, dat wanneer jy sê, as die woord van God sê ek is 'n oorwinnaar, dan is ek. Maak nie saak wat die wêreld vir my sê nie. So ek wil jou vanoggend vra, waar lê jou fokus? Watse mentaliteit het jy vanoggend? Staan jy met jou rug na God toe, of staan jy met jou rug na die wêreld en jou fokus na God toe? Wanneer laas het jy geloof en geprys en aanbid in die privaatheid van jou eie huis tydens jou stilte tyd? Wanneer laas het jy in jou kar geloof en geprys en aanbid? Mense kan dink jy's mal, is fyn. Ek dink hier in Kimberley is hulle alles gewoond. Rarig, ek dink so. Hier's erger dinge as iemand wat loof en prys en aanbid in sy kar, om oor besorg te wees. Ek kan jou beloof, mense gaan jou nie eers raak sien nie. Jy gaan snaakse dinge in Kimberley aan wat hulle eerder sal raak sien. Hoe dit ook al sê, ek kan jou beloof, dit is doodnormaal. Wanneer laas het jy dit gedoen? Wanneer laas het jy net in die privaatheid van jou eie huis, met alles in jou, die Here geloof en geprys en aanbid? En hier is die vraag, daar, op daai spesifieke tyd, wanneer jy die minste voel om dit te doen, dis wanneer jy dit die meeste moet doen. Wanneer jy die minste in jou gemoed voel om dit te doen, wanneer jy op jou laagste is, op jou negatiefste is, daar wat jy voel, jy wil regtig net so laag as moontlik op 'n plek gaan lê waar niemand jou raak sien nie. Daar, wanneer jy die minste moed het om dit te doen, is wanneer jy dit die meeste moet doen. Want wanneer jy voel jy kan dit nie doen nie, is wanneer die duiwel jou daar het. Presies waar hy jou wil hê. Dan moet jy juis jouself sleep, jou agterend uit daai situasie uitsleep, en die Here gaan loof en prys en aanbid, sodat jou boeye kan breek, sodat jou deure kan oopspring. Loof en prys en aanbid die Here soos 'n happy clappy, maar met jou hele hart, en met jou hele gees, en jou hele siel, en jou hele verstand. En dinge sal in jou lewe begin gebeur. So hier is my uitdaging vir die week wat kom. Gaan aanbid. Gaan aanbid die Here met alles in jou. Loof, prys en aanbid. Gaan oefen, loof, prys en aanbid. In die stilte van jou huis, in jou stilte tyd. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie. En selfs wanneer jy die minste voel om dit te doen, gaan doen dit juis met oorgawe. Want dit is wanneer dit die nodigste is om dit te doen. In die geestesrealm is dit, daai tyd, wanneer dit die nodigste is om dit te doen. Hier is jou huiswerk vir die week. Gaan doen dit hierdie week. Aanvanklik gaan dit dalk hakkerig gaan. Want dit is vir jou 'n nuwe ding. Maar hoe meer jy dit beoefen, hoe meer jou fokus op God is, hoe meer gaan dit vir jou kom as 'n tweede natuur. Dis jou eerste huiswerk. Jou tweede huiswerk is, voordat jy met enige iemand gepraat het oor jou probleem, voor jy gemou het oor jou probleem, gaan spreek eers jou probleem aan. Gaan vertel eers vir jou probleem hoe groot God is. Dis jou tweede huiswerk. Gaan oefen dit hierdie week. En hê die vrymoedigheid om volgende week te kom getuig. En vir ons te kom sê hoe dit vir jou gegaan het en wat jy ervaar het. Gaan julle dit doen? Goed, kom ons sit so en dan sluit ons oë. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil raak voor U aangesig.
Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, dat ons meer as oorwinnaars is deur Jesus Christus. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons 'n kind van God is en 'n erfgenaam is van God en 'n mede-erfgenaam is van Jesus Christus. Here, dankie dat ons kan weet dat in lofprysing en aanbidding, Here, breek bande. Here, dan voel dit dalk soms vir ons asof die wêreld ons niks gun nie, weet ons dat U vir ons alles gun. En dis al wat saak maak, maar Here, vanoggend wil ons voor U kom sit, en ons wil vanoggend voor U kom buig, en ons wil vanoggend vir U kom vra, Here, help ons om ons narratief te verander, help ons om ons mentaliteit te verander, help ons om ons fokus vanoggend te skuif. Here, want vir ons as mense is dit 'n moeilike ding. Vir ons as mense is dit so maklik om te fokus op die goeders in die wêreld en die probleme en die donker gat in die boeie en Here, dit kom vir ons vir een of ander rede so natuurlik. Maar Here, vanoggend wil ons bid en ons wil vra. Here, help ons om daardie fokus te skuif. Help ons om daai fokus te skuif van die probleem na U wat die probleemoplosser is. Help ons om daai fokus te skuif van ons probleem na die almagtige God. Help ons om te onthou elke keer wanneer dit moeilik gaan, dat daar krag is in die naam van Jesus Christus. Here, dat wanneer ons voor U kom staan, Here, dat ons, wanneer ons voor ons probleem staan, Here, dat ons sal boldly sal sê, met soveel moed en oorgawe sal sê, I speak Jesus. I speak Jesus. En ons weet, dit wat donker is, sal vlug. Here, help ons hierdie week, dat ons sal leer, om ons routine en ons fokus en ons mentaliteit en ons narratief reg te kry. Dat ons sal fokus op die dinge van die Here. En Here, dat ons nie sal fokus op ons probleem nie. Want die probleem is nie belangrik nie, maar die oplosser, dis belangrik. Die probleem is nie relevant nie, maar U woord, Here, U woord is relevant. Daar lê nie krag in die probleem nie, maar Here, in U naam, daarin lê daar vanoggend krag. Here, dis volgens ons gebed in U naam en in U naam alleen. Here, ons volgende bid vir die tiendes en die offerandes wat uitgaan. Here, seën volgende elke hand wat in daardie skatkis gesteek word ooreenkomstig U woord en U wil. Here, ons wil ook bid vir die wat werk met die finansies. Here, gee hulle die insig, wysheid en kennis om daardie fondse aan te wend tot uitbreiding van die koninkryk. Here, en verdaag ons volgend in die liefde en die genade. Beskerm ons deur die loop van hierdie week, gee ons insig, wysheid en kennis waar ons dit mag kort kom. Maar Here, bovenal, help ons om ons fokus te hou op die probleemoplosser en nie op die probleem nie. Here, dit is volgens ons gebed in U naam en U naam alleen. En ons dankie daarvoor. Amen.